Goeienaand, jaar 4. Die volgende papier wat julle voor julle sien is julle leerpapiere. Soos julle almal kan sien, skryf julle volgende week aan Vrydag op 14 Maart julle kwartaal 1 toets, kontrole toets. As ons afbeweeg na bladsy 2 toe, die volgende werk moet geleer word. Kom ons begin. Wat is 'n ongeluk? Soos julle almal weet, die definisie van 'n ongeluk is 'n onbeplande en onbeheerde gebeurtenis wat gebeur as gevolg van onveilige handelinge en of onveilige toestande wat verlies kan veroorsaak. As julle na die volgende punte kyk, ongelukke het gevolge. Dit kan jou seermaak, dit kan iemand anders seermaak, dit kan baie geld kos, dit kan toerusting breek. Dit kan veroorsaak dat mense hul werk ook verloor. Goed, hoekom gebeur ongelukke? Ongelukke kan gebeur as gevolg van onveilige toestande of optrede of albei. So, as jy nie reg optree in jou sentrum nie, dan kan dit na 'n ongeluk lei. Soos ons gesê het, dit kan iemand seermaak, dit kan jou seermaak, dit kos baie geld, dit kan toerusting breek, of mense kan hul werk verloor. Goed, as ons na bladsy 3 toe afskuif. Onveilige handeling kan die volgende wees: werk met toerusting teen 'n onveilige spoed, die gebruik van foutiewe toerusting, gebruik van gereedskap anders as die beoogde doeleindes, die gebruik van gereedskap anders as die beoogde doeleindes. Byvoorbeeld, as jy 'n gereedskap uithaal, gebruik hom vir wat sy doel is. So as jy 'n skroewedraaier uithaal, gebruik hom as 'n skroewedraaier. Moet nie hom uithaal tesame met 'n hamer uithaal en dan 'n gat probeer slaan, jy weet, omdat dit 'n skroewedraaier is nie. Mens gebruik nie 'n skroewedraaier om gate mee te slaan nie. Jy gebruik 'n skroewedraaier om goed of vas te draai of los te draai. Die volgende punt: werk in 'n gevaarlike plek sonder voldoende beskerming. Die dra van onveilige klere. Die dra van onveilige klere, byvoorbeeld soos jy dra nie jou PPE. Dit is jou PBT klere nie. So, jy weet, jy kan nie met 'n draaimek aan weld nie. Jy kan ook nie met 'n draaimek, jy weet, 'n hoekslyper gebruik nie, 'n angle grinder gebruik nie. Onthou, 'n angle grinder of 'n hoekslyper maak sparks. So, as jy 'n hoekslyper gaan gebruik of 'n angle grinder gaan gebruik en jy druk dit teen 'n metaalvoorwerp, gaan hy vir jou sparks maak en daai sparks gaan teen jou baadjie tref en dit gaan dit brand. So, wanneer jy met gereedskap werk, asseblief dra jou nodige PPE, overall of voorskoot of wat ook al kledingstuk voorgestel word. Die laaste punt by onveilige handelinge, om 'n onveilige posisie in te neem. Seuns, nou wat daai vir ons sê is, moenie, as jy onveilig voel of as jy verkeerd staan, moenie probeer die werk voltooi nie. Sorg dat jy reg staan, sorg dat jy genoeg spasie het wanneer jy aan iets werk. Goed, as ons na die volgende bladsy toe beweeg, of onder bladsy 10, onveilige toestande kan die volgende wees: defekte gereedskap, toerusting of voorrade. Nou, defekte gereedskap beteken stikkende gereedskap. Moenie met 'n skroewedraaier werk wat stikkend is nie. Dit kan beteken jy kan seer kry. Dieselfde geld vir toerusting of enige voorraad. Wanneer
'n werksplek oorvol is. Byvoorbeeld soos wanneer jy op 'n plek werk en daar staan te veel seuns te naby aan jou om jou werk te voltooi, dit kan 'n onveilige toestand wees. Jy kan seer kry of die seuns wat rondom jou staan kan seer gemaak word. Onvoldoende waarskuwingsstelsels. Right, bladsy 4, brand- en ontploffingsgevare, swak huishoudings, oormatige geraas, swak ventilasie, sorg dat alle vensters en deure oop is, ruwe en gladde vloere. Okay, gladde vloer, iets val op die vloer soos water, olie, wat ook al, jy trap daarop, jy gly, jy kan seer kry. Nie genoeg lig in die werkplek nie, sorg dat daar altyd ligte aan is. Moenie probeer in die donker werk nie, jy kan nie sien as daar nie lig is nie. Swak beplande werksplek. Swak beplande werksplek beteken wanneer jy in 'n werksplek werk en dit is onveilig om te werk, kan dit tot 'n besering lei. Die volgende punt is belangrik. Wat is 'n noodgeval? 'n Mediese noodgeval is 'n besering of siekte wat akuut is en 'n onmiddellike risiko vir 'n persoon se lewe of langtermyn gesondheid inhou. Hierdie noodgevalle kan bystand van 'n ander persoon vereis wat ideaal gesproke gekwalifiseerd moet wees om dit te doen, alhoewel sommige van hierdie noodgevalle deur die slagoffer self hanteer kan word. Noodgevalle vereis onmiddellike aandag. Jy moet die onderwyser of 'n mediese persoon of dokter en dalk selfs 'n ambulans bel. Onveilige toestande kan ook 'n noodgeval veroorsaak, soos 'n brand waar jy moet ontruim om veilig te bly. Noodgevalle is ernstige toestande en dit gebeur wanneer mense seer kry of situasies gevaarlik raak. Goed, as ons beweeg na bladsy 5 toe. Okay, werksplekreëls. Die volgende punte is baie belangrik vir jou werksplekreëls. Jou werksplekreëls moet altyd skoon en netjies bly. Toerusting en materiaal moet word op hul regte plekke gestoor. So as jy 'n gereedskap of 'n toerusting uit 'n kas uit kry, sorg dat daai gereedskap of materiaal terug na dieselfde kas toe gaan. Die noodhulptassie is maklik toeganklik en bevat die nodige mediese items. So as jy jouself raaksny of iets, dan moet jy die onderwyser laat weet. Hy of sy bring die hulp, die noodhulptassie en die nodige mediese behandeling word toegepas. Brandblussers word onderhou en in 'n goeie werkende toestand. So, moenie met die brandblusser speel nie, moenie die pennetjie uithaal en mekaar met die brandblusser spuit nie. Dit is nie werksplekreëls nie. Waarskuwingstekens is sigbaar en maklik verstaanbaar. So, volg asseblief alle waarskuwingstekens. Dit is nie daar vir die mooiheid nie. Dit is daar om jou te waarsku dat jy wel kan seer kry as jy nie dit volg nie. Areas wat machinery bevat is afgebaken en skoon. So, wanneer jy met 'n sekere machinery werk, sorg dat die area waar jy is skoon is en veilig is en dat niemand naby jou kom wanneer jy met daai machinery werk nie. Looproete areas is duidelik en hindernisvry. So, sorg dat die looproete wat geloop moet word, kom ons sê jy werk in 'n area en iemand moet verby jou loop, dat hulle nie teen jou skuur of jou stamp nie, dat hulle vrylik verby jou kan beweeg sonder om enigsins jou te steur. Geen hardloop nie, as ook nie skree nie. Julle weet hoe voel ek om in 'n sentrum te hardloop. Het al vir julle gesê, as jy hardloop, jy kyk nie waar jy hardloop nie,
jy hardloop in iets vas, of jy jy weet hardloop in iemand se bene vas wat besig is om te werk, jy kan vooroorval, jy kan 'n arm breek of jy kan 'n neus breek of wat ook al die geval is. So ja, wees versigtig en asseblief moenie skree in 'n sentrum nie. Jy iemand anderste kan skrik as jy skree en daai persoon kan net besig wees om met of warm olie of met 'n kraggereedskap werk. Jy skree, hulle skrik en 'n ongeluk kan gebeur. Kom ons kyk na die volgende brandblusser, die PAS akroniem met verwysing na die brandblusser. Alright, okay, dit is nou ongelukkig in Engels. So hulle sê daarso punt nommer 1 is pull the pin, trek die pennetjie. So as daai pennetjie nog in plek is, kan jy nie die brandblusser gebruik nie. Sodra die pennetjie trek, dan kan jy die brandblusser gebruik. A is aim at base of fire. So wanneer jy die pennetjie getrek het en jy gebruik die brandblusser, kan jy die vlam doodblus. Die eerste is squeeze the lever. So daai hefboompie wat agter by die of wat by die brandblusser is, jy druk hom af en dan kom die foam of die stofmiddel wat daar uitkom, versmoor dan die brand en so gaan die vlam dood. Alright. En ook sweep side to side, so maak seker dat jy van kant tot kant die brandblusser gebruik. Moenie op een plek spuit nie. Onthou brande versprei, so maak seker dat jy van regs na links oor die gebied sprei waar die brand plaasgevind het. Kom ons beweeg na bladsy 6. Hierdie is nou net 'n prentjie van veilige en onveilige jy weet soos jou PPE. So jy het nie nodig om hierdie uit jou kop uit te ken nie. Gaan net daardeur, weet wat is veilig, weet wat is onveilig. Die volgende bladsy 7, dit is jou persoonlike beskermde toerusting. Dit is jou PBT of in Engels soos in jou PPE. Okay, sorg dat jy hierdie bladsy baie goed ken. Julle almal ken die PPE of die PBT. So ek gaan nou nie in detail daardeur gaan nie. Julle moet dit net asseblief hard leer daarvoor. Die volgende bladsy is waar julle almal julle werkkaarte voltooi het. So werkkaart 1 is op bladsy 15 tot 17. Asseblief leer vraag 1 tot 10. Ek het saam met julle deur elke vraag gegaan. Werkkaart 2 is bladsy 18 tot 21. Leer vraag 1, 2, 3 en 8. Nou, as julle kan sien, by werkkaart 2 is daar 3 sketse. Vraag 2 is 'n algemene tang, 'n general pliers. Vraag 3 is 'n side cutter of is wel in Engels is dit 'n side cutter. Julle almal ken hom as 'n side cutter. Vraag nommer 8 is 'n feeler gauge of in mooi Afrikaans is dit 'n voelermeter. Right, julle almal weet ook waarvoor hy gebruik word. Dit is om die spasies te meet van sekere engine komponente ensovoorts. Okay, op die volgende bladsy, werkkaart 3, bladsy 22 tot 25. Okay, daar is al jou meetinstrumente. Leer ook asseblief vraag 1 tot 4, 8, 11 en 13. So, die volgende sketse wat jy sien is jou meetinstrumente soos jou maatband, staaliniaal, jou voelermeter, jou vernier meetpasser en jou mikrometer as ook jou aambeeld of jou anvil. Okay, dan op bladsy 10, werkkaart 4, bladsy 26 tot 29. Asseblief leer vraag 1 tot 8.
Soos ek vroeër gesê het, ek het met julle deur elke vraag gegaan in die werkswinkel, so almal van julle moet die korrekte antwoorde hê. Die volgende drie sketse wat julle sien is weer kraggereedskap as die volgende 3 is kraggereedskap. So die eerste een is jou impact boorsleutel. Julle almal ken hom in Engels as jou impact wrench. Jou volgende een is jou hook sliper of jou angle grinder. En dan die laaste ene is die bank sluiper. Dit is jou bench grinder. Seuns, dit is baie belangrik dat julle hierdie 3 sketse leer. Julle gaan een van hierdie 3 sketse kry in die toets van 14 Maart. Jaar 4 seuns, julle moet 'n lekker aand hê en hard leer.